Maar baie welkom aan een en elkeen vanoggend van julle. Net soos jy daar sit, kom ons buig ons hoofde. Aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy liefhet en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Geliefdes, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou vanoggend se prediking, skrifgedeelte kom uit die baie bekende gedeelte van Johannes, die Evangelie van Johannes, hoofstuk 3, die eerste 21 verse. En vanoggend is die tema die wedergeboorte, wat ek vanoggend daaroor gaan preek. Maar voor ek vir ons uit die skrif uitlees, kom ons buig ons hoofde. Here, U is so kosbaar, U woord is so ongelooflik ryk en diep. Dankie vir U woord. Ek wil bid vir een en elkeen wat vanoggend hier in die kerk sit, hulle wat dalk later na die audio gaan luister, Here, dat U dit in hulle harte hoorbaar en tasbaar sal maak. Dat U ons as U kinders sal bemoedig, maar hulle wat nog nie daardie sekerheid het nie, Here, dat U hulle deur hierdie woord ook mag aanraak. Dankie daarvoor, dankie dat ek weet dit is nie uit myself nie, maar dit kom van U, en dat U, o Gees van God, soos die belydenis van Messias sê, ons Heer en lewendmaker is van ons geloof. Dankie daarvoor, in die kosbare naam van die drie-enige God. Amen. Ek lees daar vanaf vers 1, ek dink is 'n baie bekende gedeelte, ek dink die meeste van ons is nie onbekend met die gedeelte nie. Daar was 'n man met die naam Nikodemus, hy het aan die party van die Fariseërs behoort, en was 'n lid van die Joodse raad, met ander woorde die Sanhedrin. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God af gekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die mens gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. En dan hierdie baie bekende versie, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.
En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom. En tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot sover. Vanoggend se boodskap gaan oor die wedergeboorte. Maklik om te verstaan wat dit is, maar hoe dit werk en hoe dit gebeur, lê alleenlik in die hande van God. Daar's 2 stukkies wat ek graag vir julle uit die Nederlandse geloofsbelijdenis wil lees. Die een gaan oor die doop en die een gaan oor die nagmaal. So het hy, dis God, dan bevel gegee om almal wat sy eiendom is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Alleen met rein water, om daarmee te kenne te gee dat, net soos die water die vuilheid van die liggaam afwas, wanneer ons daarmee begiet word, wat gesien word op die liggaam, wat hom wat die doop ontvang. En dan skryf hulle hier die doop met 'n hoofletter. En waarmee hy besprinkeld word, so ook doen die bloed van Christus dieselfde, inwendig in die siel deur die Heilige Gees. Dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en wederbaar ons uit kinders van die toorn tot kinders van God. Nie dat dit deur die uiterlike water geskied nie, maar deur die besprenkeling met die dierbare bloed van die Seun van God. Die doop waarna hulle hier verwys word, is die bad van die wedergeboorte. En dan oor die nagmaal, nou het die wat wedergebore is, tweerlei lewe in hulle. Die een liggaamlik en tydelik, wat hulle van hulle eerste geboorte meegebring het en wat alle mense besit. Die ander is geestelik en hemels, wat aan hulle gegee word in die tweede geboorte, wat plaasvind deur die woord van die evangelie, in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Hierdie lewe is nie die gemeengoed van almal nie, maar alleen van die uitverkorenes van God. Mens kan ook sê, die uitverkiesing van God. In verse 3, 5, 6, 7 en vers 8, sê die Here Jesus aan Nikodemus, as jy nie weergebore is nie, opnuut gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Kan jy die koninkryk van God nie beerwe nie, jy sal sonder die wedergeboorte nooit 'n erfgenaam word nie. Dis by implikasie die woorde van die Here Jesus. Mense sal praat oor hulle bekering of praat oor hulle geloof in Christus Jesus, maar sou ek vra, is jy weergebore? Ontstaan daar by menig mense vertwyfeling. Dalk is daar nie sekerheid van saligheid nie. Dis maklik om te sê, ek glo, maar om te getuig dat ek 'n weergebore kind van God is 'n ander saak. Dan aan die ander kant het ek ook al die blaatante woorde uit mense se monde gehoor en getuig dat hulle weergebore is, terwyl hulle lewens die teenoorgestelde is van die getuienis wat gegee word. In hierdie stuk uit Johannes 3, wat ek aan julle gelees het, kom hier 'n paar dinge sterk na vore. In die eerste plek maak Christus dit baie duidelik, dat niemand die koninkryk van God sal beerwe sonder die wedergeboorte nie.
Dis die eerste baie duidelike ding uit Johannes 3 uit. In die tweede plek dui die Here Jesus nêrens in stappe aan hoe 'n mens tot die wedergeboorte kan kom nie. Met ander woorde, daar's nie 'n stap 1 nie, daar's nie 'n stap 2 nie, daar's nie 'n stap 3 wat ek moet doen nie. En as ek hierdie 3 stappe gedoen het, dan is ek wedergeboorte. So daar is, die Here Jesus dui nie stappe aan wat hier gebeur het nie. Hy sê bloot net, as jy nie weergebore is nie, of word nie, sal jy die koninkryk van God nie beerf nie. Kom ek plaas dit vir jou in perspektief. Die vraag wat ek nou kan vra is, by jou geboorte as mens, was jy betrokke in die proses gewees? Het jy 'n sê gehad toe jy gebore is? En ons weet dood eenvoudig, nie een van ons was betrokke in die proses of het 'n sê gehad toe ek as mens gebore is nie. En net so by die wedergeboorte is ek en jy geensins daarbey betrokke nie. Ons antwoord ook nie daarop nie. Die Griekse woord wat gebruik word vir die wedergeboorte is die Griekse woord genao, wat beteken gebore. Saam met daardie woord word die Griekse woord anaphen, wat beteken van bo af. Met ander woorde, die geboorte vind van bo af plaas. Die wedergeboorte is iets wat van bo af gebeur. Met ander woorde, nes my menslike geboorte, waarby ek geen aandeel in gehad het nie, so is my wedergeboorte, het ek as mens geen aandeel daarin nie. God kom van bo en kom maak nuut van binne. Met ander woorde, ek word in God se koninkryk gebore, nuut gemaak. Ek word 'n erfgenaam, 'n mede-erfgenaam. Jy word bloot van bo af gebore. En in die derde plek het ek dit al reeds gesê, maar ek glo dis nodig om dit te herhaal. Nes ek en jy niks te doen het met my fisiese geboorte, net so het ek en jy niks te doen met die wedergeboorte nie. Met ander woorde, dit is 'n absolute goddelike handelinge waarsonder geen mens God se koninkryk sal beerwe nie. Met ander woorde, ek en jy kan absoluut niks doen om in God se koninkryk gebore te word nie, om toegang tot God se koninkryk te kry nie, om in God se koninkryk gebore te word nie. Dis uitsluitlik wanneer God in sy genade 'n mens wederbaar tot in sy koninkryk. In die vierde plek wil ek graag Nikodemus vir julle voorhou. Juis om absoluut God se alleenlike handeling in die redding van die mens te beklemtoon. Nikodemus, lees ons daar, het aan die party van die Fariseërs behoort, wat deel was van die Joodse leiers of die Sanhedrin. Met ander woorde, hy was deel van die leierskap van Israel. Hierdie leierskorps het uit Fariseërs, Sadduseërs bestaan. Hulle was ongeveer 600 van hulle gewees. Wat ook kan beteken dat 'n Fariseër, soos Paulus self was, of 'n Sadduseër ook 'n skrifgeleerde kon wees. Hulle was met ander woorde deel van die elite van Israel. Hulle was gesaghebbendes in die wet, in die profete en in die verskillende geskrifte waar hulle 'n onderrig gegee het. Nikodemus kom in die nag na Jesus toe, en heel waarskynlik het hy dit gedoen sodat sy medelede in die Sanhedrin nie geweet het dat hy in die geheim na Jesus toe gekom het nie, want ons weet die Sanhedrin het Christus verwerp.
Ons sien ook in vers 10 dat hy 'n leermeester van Israel was. Met ander woorde, hy was hoog geag onder die volk. Want die Here Jesus konfronteer hom oor sy gebrek in die verstaan van die skrifte. Hy noem Jesus Rabbi, wat hom erken as 'n leermeester. Want u sou nie hierdie dinge kan doen as dit nie van God kom nie, het hy vir Jesus gesê. Met ander woorde, hy erken Jesus as leermeester, maar nie as Messias nie. Toe die Here Jesus vir sy disippels gevra het, en wie sê julle is ek? Toe antwoord Petrus hom, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Waarop Jesus hom terug geantwoord het, jy sou dit nie geweet het as my Vader dit nie vir jou gegee het nie. Wat is die verskil? In die Grieks word hier na twee soorte gelowe verwys. En ons gaan terug na die tweede hoofstuk in Johannes, vers 23 en vers 25, en ek lees: Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Maar hoor nou verder, maar hy het nie vertroue in hulle gestel nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe die mens is. Met ander woorde, hulle het nie geloof gehad wat gelei het tot redding nie. En dieselfde het hier in hoofstuk 3 met Nikodemus gebeur. Hy het nie geloof gehad wat tot redding gelei het nie, daarom het hy net vir Jesus gesê, leermeester. Ons sien in vers 3 dat die Here Jesus hom nie antwoord in dit wat hy gesê het nie, maar die Here antwoord hom wat in Nikodemus se hart eintlik aan die gang was. Hy, Nikodemus, die leermeester van Israel, behoort aan die grootste party binne die Sanhedrin, een wat die wet en die profete geken het, Israel geleer en opgevoed het in die woord van God. Nie net was hy 'n leier binne Israel nie, nie net was hy 'n fariseer of 'n skrifgeleerde nie, maar hy was 'n geestelike leier vir Israel gewees. En hy kom in die nag na die Here Jesus toe, sodat sy mede-geesgenote nie sou weet nie. Met hierdie diepe vraag in sy hart oor die koninkryk van God. En hoe is baie kerkmense ook nie vandag nie. Die enigste fariseer, skrifgeleerde in die evangelies, in die 4 evangelies wat tot geloof in Christus gekom het. Want ons lees, dink is in Lukas, later toe Christus gekruisig gesterf het, het Josef en Nikodemus na Pontius Pilatus toe gegaan en die liggaam van Christus gevra. En hy het saam met Josef van Arimatea gegaan, wat self deel van die Sanhedrin was, maar nie 'n fariseer of 'n sadiseer of 'n skrifgeleerde nie. En hulle het Christus se liggaam gaan balsem en in die graf gaan weg lê. In hoofstuk 2 vers 25 sien ons dat die Here Jesus die hart van die mens ken. Dus het hy Nikodemus se hart geken en dit wat hy hier diep in sy hart bewaar het. Nikodemus het 'n verlange gehad om met God reg te wees. 'n Verlange om ook in God se koninkryk te wees. 'n Verlange daarna om te weet dat hy ook aan God behoort. Daarom het die Here Jesus hom geantwoord direk oor dit wat in Nikodemus se hart aan die gang was. Ek glo dat hierdie onsekerheid het aan hom geknaag.
Daarom die besoek in die nag, want in die dag sou hy nie sy hart met die Here kon deel nie. Hy moes hom hoor praat het. Hy moes die Here Jesus hoor praat het. Gesien het hoe die Here Jesus siekes genees, demone uitdryf, gehoor het wat hy oor God se koninkryk te sê gehad het. So baie kerkmense is nes Nikodemus, vroom van buite, maar tog so verlore hier binne, so sonder Christus. Godsdienstige mense wat sê hulle glo, maar nog nooit self tot bekering gekom het nie. Alles van buite af besit, maar diep binne is dit leeg. Net die mens alleen ken sy eie hart. Johannes 1 vers 12 is 'n baie bekende een. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Dan verklaar vers 13 daardie geloof, hulle is dit nie van nature nie omdat ek of jy dit besluit het nie. Nie deur 'n drang of 'n begeerte van 'n mens, omdat dit 'n drang of 'n begeerte is wat ek gehad het nie, of 'n besluit wat ek geneem het nie, maar God is hulle Vader. Verder sê Johannes, net die wie die Vader na hom toe trek, hulle word gered. Die ou vertaling sê van vers 13, min of meer dieselfde, maar wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Met ander woorde, die geloof waarvan Johannes hier praat in vers 12 is 'n geloof wat lei tot redding. Dis hoekom hy dit definieer in vers 13 as hy sê, maar uit God gebore is. Met ander woorde, as ek die geloof wat lei tot redding, dan kom red God my. Ek en jy kan nie uit onsself wil of kies of om gered te word nie. Dis soos Paulus in Korintiërs skryf, die God van hierdie wêreld, ek dink dit is in die tweede brief van Korintiërs, en dit is Satan, verblind die mens sodat hy nie sien of hoor en verstaan en tot geloof kom nie. Dis wanneer God in sy groot genade 'n mens aansien en daardie een die geloof gee om tot inkeer te kom. 1 Johannes 3:24 sê, hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy aan ons gegee het. Nou die belangrikste vraag wat nou uit al hierdie dinge wat ek vir julle gesê het, ontstaan het. Want dit is seker ook dalk vrae wat dinge in julle gemoed losgemaak het. Dalk het daar vertwyfeling gekom. Want die Here Jesus het self gesê, as jy nie weergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Met ander woorde, ek en jy gaan nie op grond van dit wat soos Nikodemus was nie, 'n leier, 'n geestelike leier, en hulle het met die wet geglo, hulle werk vir hulle eie saligheid, en hier kom sê die Here Jesus vir hom, Nikodemus, alles wat jy gedoen het, alles wat jy is, dit gaan jou nie in God se koninkryk inkry nie, alleen deur die wedergeboorte, met ander woorde, geen menslike effort nie, of wanneer jy uit 'n mens se handeling nie. Hoe weet ek dat ek weergebore is? Hoe kan ek weet dat God se Gees ook in my kom woning maak het, as die Here Jesus het sê, jy kan nie in die koninkryk inkom as jy nie weergebore is? Hoe kan ek as 'n gelowige of as iemand wat bely dat ek die Here ken, hoe kan ek dit weet? Hoe kan ek weet, soos die Johannes Evangelie gesê het, wat die Here Jesus gebid, toe hy gebid het vir sy disippels, net hulle wat U my gegee het,
het ek gered, behalwe die een, die seun van die verderf. Judas was deel van die 12 wat Christus self gekies het. Tog was hy die seun van die verderf genoem. Hy was bestem om verlore te gaan. Met ander woorde, hy het nie geloof gehad wat tot redding gelei het nie. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof wat God skenk, kom deur die gehoor. Hoe kom die gehoor? Hoe kan hulle dit hoor, as daar nie een is wat preek nie? As daar niemand is wat die evangelie of die woord uitdra nie. Johannes 16 sê, en wanneer hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Hy sal my oortuig van verlorenheid en dat ek 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. Wanneer hy na jou en na my toe kom, deur die woord wat gepredik word, of na jou toe gebring word, en ek in my verlore toestand na God uitroep, verstoot hy nooit die wat na hom met hulle hele hart uitroep. Here, kom wees my, kom my ongeloof te hulp. Daar staan ook, hy sal die geknakte riet nooit breek nie. Hy sal die dowwe lampet nie uitdoof nie. Ek het dit al nie baie gesien nie, maar ek het dit al vele kere gesien en beleef. Wanneer die dood voor mense se deur lê, is daar nooit tyd vir valsheid nie. Maar is die realiteit daar? Dis nou of dis nooit nie. Hoe kan ek weet dat ek waarlik gered is? Daar was 'n dag en 'n tyd in my lewe toe ek die Here Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het. Dis toe hy gekom het en my oortuig het van verlorenheid en dat ek 'n saligmaker nodig het om verlos te word van sonde en die ewige verderf. Alle mense, Paulus skryf Romeine 3:23, ons ken dit. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. God kom en hy oortuig deur die Gees vir my dat ek sondig is en 'n verlore sondaar is en dat ek nodig het om die Here Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker. Dis wanneer hierdie diep verlange in my binneste is om sy woord te lees, die verlange het om te bid en tot hom te roep, Abba Vader. Dis wanneer hierdie diep begeerte in my is om ander te vertel wat hy vir my gedoen het. Dis nie iets wat van buite af kom nie, dis iets wat van diep van binne af kom. Dis wanneer God gekom het en my deur die Gees kom nuut maak het van bo af, kom nuut dat ek weergebore is. Wanneer my alles op die altaar is, wanneer die diep verlange daar is om nie meer te wil sonde doen nie, om nie meer te wil leef soos ek gelewe het nie. Die Here Jesus of Paulus wat geskryf, die ou het verby gegaan, die nuwe het gekom. Daai begeerte is hier van binne af. Ons het nie 'n perfekte lewe nie. Maar wanneer my eie lewe my hier diep binne bedroef, wanneer ek bedroef raak oor my eie lewe en ek daarna verlang om meer heilig te lewe, is die getuienis van die Gees van God wat in my is. Wanneer ek 'n begeerte het na hom, ek kan dit nie verklaar nie, maar hierdie diepe soeke om meer en meer van hom te hê, meer en meer van hom te leer en te lees.
Wanneer hierdie diepe behoefte is om God se nabyheid vir my lewe te beleef en om te weet hy is tasbaar altyd by my. Wanneer die dinge van die wêreld my diep walg en ek 'n begeerte het na heiligmaking. Wanneer die Here se hart al meer 'n werklikheid vir my word hier diep binne my. Wanneer God se hart sig meer gestalte in my lewe vind. Wanneer ek groei in die geloof, nie nagemaakte blink gevryf soos die skrifgeleerdes, maar wanneer dit diep hier binnekant plaasvind, wanneer my lewe 'n invloed na buite het, omdat dit binnekant skoon is, wanneer die vrug van die Gees al meer en meer sigbaar word in my lewe, wanneer sy hart, dis vir my een van die grootste eienskappe en getuienis daarvan dat God se Gees in my hart is, want die Gees kom bring Christus aan ons. Hy kom bring wat Christus aan die kruis kom doen het. Wanneer sy hart vir 'n verlore gaande wêreld deel van my hart, van my lewe word. Wanneer ek nie meer kan stil bly en opstaan vir die waarheid. Wanneer ek hom vasgryp vir hulle wat verlore gaan. Want ek weet waar ek was. Ek weet waar ek vandaan kom. 1 Johannes 5:11 vers 13 sê, hy wat die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun van God het nie die lewe nie. Dis twee vaste waarhede. Jy het die Seun of jy het nie die Seun nie. Dis wanneer ek weet dat ek weet dat ek weet. Diep hier binne my is daar nie meer twyfel nie. Dis wanneer God se Gees saam met my gees getuig. Abba Vader. Dis wanneer daar 'n lewe van berou oor sonde is. En die begeerte om reg te maak. Here, vergewe my, kom was my skoon met u kosbare bloed. Dis wanneer ek die pen en papier opneem en briewe skryf en regmaak met hulle wat ek in die verlede mee skade gedoen het. Hoor mooi wat ek sê. Ware bekering sonder restituisie is nie ware en egte geloof nie. Hier is deesdae 'n valsheid in die kerke, nie net hier nie, maar die kerke oor die algemeen, en ek dink dit het veral oorgespoel vanaf Amerika. Wat sê Jesus het vir ons sondes gesterf, dis waar. Maar ek hoef niks te bely nie. Ek hoef niks reg te maak met dit wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek wil vanoggend uit my hart uit vir julle sê, dis 'n leuen uit die hel uit. Ek moet regmaak, want dis waarvoor Christus dan aan die kruis gesterf het. Ek kan onthou, ek was jong gewees. Ons het 'n paar keer gegaan na Kwasiza-Baan toe, wat oom Erlo Stegen juis oor hierdie ding gepreek het. En die Here my so aangeraak het, toe ek teruggegaan het, het ek my pen en my papier gevat, en met dinge met my pa, met my ma, my broers, en met mense, teenoor wie en mense wat my nadelig beïnvloed, vir hulle briewe geskryf het, restituisie gedoen, en vergifnis ontvang het. Hierdie is een, hoor mooi wat ek sê, julle kan boeke gaan lees oor herlewings, ware herlewings. Daar het nog nie regtig ware herlewing plaasgevind nie, ware herlewings. Sondebelydenis en restituisie. Dis dinge wat baie sterk gefunksioneer het in God gegewe herlewings in die geskiedenis.
Ek onthou, ek weet nie wie van julle manne was al op oom Erlo, oom Angus Bakken by die Mighty Men gewees nie. Ek onthou ek was die tweede laaste een daar gewees en hy het eendag iets gesê wat my ook diep daar getref het. Daar was nie een manne by einkoms waar daar manne, paas en seuns was wat met mekaar reggemaak het nie. Dinge in die verlede agter hulle rug gesit het en reggemaak het. Dis hoekom die Here Jesus Matteus 6 die Onse Vader geleer, Vader vergewe ons sonde soos ons die vergewe wat teenoor ons oortree het. Om tot bekering te kom is om berou te hê oor my sonde, om te verstaan en te besef wat dit hom gekos het aan die kruis. Ek sit altyd so daaraan dink. En ek sê nog steeds, ons is nie perfek nie, maar ek sit altyd en dink, dan bring die Here hierdie ding in my gedagte. Wat het dit hom gekos toe hy aan daardie kruis gehang het? Alles. Ek het vanoggend vir die finale jaar gesê, alle sonde wat alle mense gedoen het die Vader op Christus laat neerkom daai dag toe hy in die kruis gehang het. As ware weergebore kind van God, gaan daar 'n stryd van sonde in my heers. Dis soos Paulus gesê het, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie moet doen nie, dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek tog. Die teenoorgestel, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek tog. Dis wanneer ek besef dat daar sonde in my lewe teenwoordig is en die moontlikheid om nog steeds te kan sondig. Dis wanneer die realiteit daarvan teenwoordig is in my lewe en hierdie begeerte daar binne is om te wil breek daarmee, keer op keer dit voor hom te gaan bely, my swakheid, met my oë gerig op die kruis. Dis eintlik wanneer ek besef hoe hopeloos ek sonder hom is, dat ek sonder hom niks kan doen nie. Alleen in hom is alle dinge moontlik. Wanneer ek in hierdie hopeloosheid van my oë op my knieë na die kruis rig, na hom hardloop en hom vra om my te verlos, Here, kom my ongeloof te help. Dit is wanneer ek aan myself sterf. Die sonde wat wil heers, maar danksy dit wat Christus vir my gedoen het aan die kruis, dat ek van binne af nuut gemaak word en dat sonde nie meer oor my heers en ek nie soos die wêreld veroordeel word. Dit is die verskil tussen kinders van God. Ons is nie onder dieselfde oordeel as die wêreld nie. Maar ons het Christus ons voorspraak. Dis alleen, dis soos ek dink is Paulus wat dit geskryf het, dis alleen wanneer ek swak is dat Christus se krag in my seëvier meer en meer sigbaar word in my lewe. En ek sluit af. Ek dink dit is seker een van my gunsteling haleluja liedere. 3 en 4. Ek lees graag vir julle die woorde, hoor die woorde. Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos in beproewing, oor sonde meer smart, meer steun op my heiland, meer trou op hom let, meer vreugde in arbeid, meer krag in gebed, meer dankbaarheid gee my, meer rus in die Heer, meer drang tot sy glorie, meer roem in sy eer, meer smart oor sy droefheid, meer heil uit sy wet,
meer moed in beproewing, meer lof waar hy red, meer reinheid, o skenk my, meer krag om te win, meer vryheid van hierdie bande van die wêreld, meer hemelse sin, meer vrug in u diens, Heer, meer werk vir u ryk, meer werksaam en heilig, u Heer, meer gelyk. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir hierdie kosbare woord. Dankie dat ek weet dat u kinders wat vanoggend hier sit en die woord hoor, ook versterk het deur die woord. Dat u deur die wedergeboorte ons kom nuut maak, maar dat u daardeur heiligmaking, regverdigmaking, die wil om meer heilig te lewe, meer van u te weet, is die vrug van die Gees, die vrug van dit wat die wedergeboorte in my lewe kom bring het. Here, dat u dalk soos Judas skryf in sy brief, dat hulle wat in vertwyfeling het, Here, dat u deur hierdie woord vir hulle kan aanraak. En dat ons hulle kan help om nie twyfeling te hê nie, maar sekerheid van saligheid. Dat hulle wat nog in die vuur, in die wêreld is, dat ons, u kinders, sal bid, sodat u hulle uit die vuur sal ruk, verlos van sonde en die ewige verderf. Seën hierdie dag, Here, tot eer en verheerliking van u groot en u heilige naam. Amen.